Vader, Here, ons kom vanmôre na U toe met 'n wete, Here, dat was dit nie vir U nie, sou ons nie vanmôre hier gewees het nie. Here, sonder U kan ons niks verrig nie. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alles wat ons doen. Here, ek wil bid dat U spesiaal vanmôre met my sal wees, dat U die boodskap sal seën en dit sal uitgaan tot daar waar dit moet gaan. Gee my nou kalmte, Here, en gee die ore om dit te hoor en dit na te volg. Ons bid in Jesus naam. Amen. So, hoekom preek ek hierdie preek vandag? Julle is almal hierso. Julle almal hou die Sabbat. En ek sê vir die Here, hoekom? En hy stuur vir my 2 teksverse, ekskuus. Johannes 14 vers 15 en Markus 2 vers 27. Johannes 14 vers 15 staan op die bord hier buite by die hek. As jy my liefhet, bewaar my gebooie. Markus 2 vers 27. As jy jou Bybel-app oopmaak, dis vandag se teks. En hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat. Kom ons beweeg aan. So 'n wyle terug het my ouers siek geword daar in die Kaap en ek het besluit om hulle te gaan haal want hulle kan nie meer vir hulle self sorg nie. En terwyl ons afry Kaap toe, luister ons maar bietjie na Afrikaanse musiek, net so om die pad vinniger te laat verbygaan. En een van die liedjies wat ons na luister is Lorika Raug se liedjie van Vergeet om my te vergeet, onthou my te onthou. En terwyl die melodie so in die agtergrond oor en oor herhaal, wonder ek, wat wil die Here nou eintlik hê? Moet ek vergeet? Wat moet ek onthou? En hieruit het die boodskap gevloei wat ek vandag vir julle bring. Kom ons blaai na ons skriftuurlesing en ons gaan lees uit Eksodus 20 vers 8 tot 11. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, en op die 7de dag het hy gerus. Daarop het die Here die 7de dag geseën en dit geheilig. Kan ek net weer 'n kort gebed doen? Die is die boodskap, Psalm 119. Dierbare Vader, ek het goed gaan kyk na my eie lewe en een groot deurmekaarspul gesien. Toe het ek besluit om dadelik terug te keer na U. Here, ek doen my bes om aan U gehoorsaam te wees. Slegte mense het my laat probeer val, maar hulle kon my nie van U woord af wegtrek nie. Here, laat tog die vrywillige offerandes van my mond U behaag, o Here, en leer my U verordeninge. Vir die van julle wat die woorde nog nie gehoor het nie, miskien is daar van die jongeres of van die oues wat al die woorde vergeet het.
Die woorde sê, vergeet om my te vergeet, onthou om my te onthou, en weet dat jy altyd weet. Ek is lief vir jou. Vergeet om te vergeet, onthou om te onthou, om my te onthou. Terwyl ons ry, spreek die woorde tot my. Christus, vergeet my nie. Onthou my, om my altyd te onthou, en weet, ek is baie lief vir jou. Vergeet om my te vergeet, onthou om my te onthou. Ek gaan deur hierdie 3 gedeeltes van die lied gaan, vergeet, onthou, en ek is baie lief vir jou. Die aand sukkel ek om nie slaap te raak, en ek lê en wonder, wat nou wil die Here vir my eintlik sê? En die gedagtes kom by my op, gaan kyk bietjie, wat sê die Bybel oor verse wat praat oor vergeet? En daar's nogal baie. En wat praat van onthou? 'n ander woord vergeet is gedenk. En ek dink toe skielik, gedenk die Sabbatdag, of vergeet my Sabbate nie, moet definitief een wees wat uitstaan bo al die ander verse. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ek wil graag 'n kort verhaal met julle deel. Julle weet, ek hou van stories. Een paar jaar terug het 'n Amerikaanse student besluit, hy gaan bietjie navorsing doen oor hoe bewers damme bou. En een Vrydagmiddag pak hy sy goed op, sy tent, sy rugsak, en hy is op pad om te gaan kyk na 'n bewerdam. Gaan na die muur en word wys tipe van ding. En hy het aangekom by die bewerdam, en hy was verstom geslaan oor die grootte van die dam. Hy kon hoor hoe die takke kraak en die bome val en plof op die grond, nadat die diertjies die nodige kouwerk gedoen het. Maar hy het geweet, dit gaan binnekort donker word, en daar's nog 'n paar goed wat hy moet regkry. Hy moet hout kry, hy moet vuur maak, en die belangrikste van alles is, hy moet sy kamera regkry, sodat hy hierdie groot gebeurtenis kan dokumenteer vir sy studies. Weet nie wie was eers te klaar nie. Hy of die son wat ondergegaan het nie. Of was dit die bewers wat hulle werksaamhede gestaak het nie. Toe die son sak, het dit stil geraak, soos wanneer ons sneeu hier in die kerk. Die bewers het almal hulle tande opgepak, hulle sterte geklap en huise kant toe gestaan. Al wat oorgebly het, was die knetter van die vuur en die geroep van 'n uil, wat wakker geword het na 'n lang dag se slaap. Die volgende oggend het hy vroeg opgestaan, gereed, reg wees, om te sien hoe die eerste boom gaan val. Hy wil als op kamera vasvang. Groot was sy verbasing, toe hy sien, die bewers staan nie eers op nie. Die klein bewertjies speel met mekaar, en hier en daar ryk 'n bewer aan 'n tak, en 'n ander een kry hier sy lê, en hier en daar raak een na die ander aan die slaap in die son. Vandag word daar glad nie gewerk nie. Niemand is vandag besig nie. Dit is asof tyd self stil gaan staan het. 'n Groep toegewyde navorsers het vir 16 jaar lank navorsing gaan doen oor juis hierdie verskynsel dat bewers nie op Saterdag werk nie. Was dit 'n eenmalige verskynsel? Of was dit hulle gewoonte? U is welkom te gaan kyk na die dokumentêr, u kan dit kry op YouTube kanaal, en u kan daarna gaan kyk en u kan die eie besluit maak.
Wat hulle agtergekom het is dat dit 'n konsekwente gedrag was wat oor verskillende streke, jare, seisoene kon waargeneem word. Die bewers het instinktief geweet, dit is tyd om te stop, dit is tyd om te gaan rus, en die navorsers was stom geslaan. Hoe kon hierdie diere sonder horlosies, sonder 'n eksterne herinnering, elke 7 dag hulle werk onderbreek? Hoe het hulle geweet? Dit is amper asof die natuur dit self vir hulle sê. Iets wat spreek met 'n dieper waarheid, 'n ritme van tyd, wat resoneer met die orde van die skepping self. Hierdie vreemde stilte op Saterdag is nie net 'n natuurverskynsel nie, maar dit wys op 'n groter patroon, 'n goddelike bloudruk wat ons regdeur die skepping kan sien. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see, alles daarin, en op die 7de dag van die skepping het hy gerus. Eksodus 20 vers 11. Net soos God na 6 dae van skepingswerk gestop het van sy werk en dit as goed verklaar het, stop die bewers ook. Vroeg Sondagoggend word die ingenieurstudent daar langs die rivier wakker. En die bewers het weer soos klokslag hulle tande opgetel en die werk hervat. Niks het gebeur die dag wat hulle gerus het nie. En nou, na dags van rus, het hulle met nuwe ywer begin om te bou aan die dam. Hoe is dit moontlik? Maar tog, elke week, klokslag, dan pak die bewers op en gaan rus. Kom ons gaan kyk bietjie in ons Bybels, waar het tyd begin? Ek wil u nooi om te blaai na die eerste bladsy van julle Bybel. Genesis 1 vers 14. Heel in die begin, eerste bladsy. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as tekens, sowel as vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Dit was die begin van tyd. En tussen vers 14 en vers 31 is die hele skepping voltooi. En in vers 31 sien God, alles wat hy gemaak het, was goed. Nee, die vers sê, dit was baie goed. En dit was aand, en dit was môre, die eerste dag. In Genesis 2 breek die 7de dag aan. En in vers 2 lees ons, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag het hy gerus van al sy werk wat hy gemaak het. Het hy rus nodig gehad? Nee, glad nie. Maar dit is die voorbeeld wat hy vir ons gestel het, wat ons moet doen, nadat jy 6 dae lank gearbei het. Jy moet rus, en jy moet tyd maak, om met hom tyd te spandeer. Op die stadium was daar net 2 bewoners van die aarde gewees. Geen nasies nie, geen kultuurgroepe nie, geen Jode of nie Jode nie, net God, Adam en Eva. En op die eerste dag, nadat hulle geskape is, spandeer God tyd saam met hulle in die natuur deur. En in vers 5 lees ons, en ek sit die gedeelte spesiaal aan, om te beklemtoon dat daar geen ander mense was nie. Vers 5 lees, daar was geen struike en geen plante, die veld het nog nie uitgespruit nie, want God het dit nog nie laat reën nie, en daar was ook geen mense om die grond te bewerk nie. So, hulle was definitief alleen. Die Sabbat, Adam, Eva, alleen.
om saam te vat. Dit is nie net 'n dag van rus vir mens en dier nie. Dit is 'n dag gemaak, spesiaal, deur die Skepper self, vir die mens, vir Adam, vir Eva, vir my en vir jou. Hoe spesiaal moet ons nie eintlik voel dat hierdie dag vir ons gemaak is nie. Hy kon enige dag gekies het, maar hy het nie. Hy het die 7de dag gekies. Hoekom? Want hierdie dag was nie net 'n stop van aktiwiteite soos vir die bewers nie. Dit was 'n verklaring dat die skepping volledig en goed en in harmonie met sy wil was. Die woord wat hy sou gebruik, sou tetelestai gewees het, dieselfde woord wat gebruik word op die kruis. Dit is volbring, dit was goed, sy werk was nou klaar. Die 7de dag staan as herinnering dat alles die werk van God se hande was en nie die van die mens nie. Sabbat is 'n heilige dag. Dit is afgesonder aan God. En hoekom sou dit nie wees nie? Die Sabbat is nie net 'n gebod nie. Dit is geskenk van God aan die mens. Dit is 'n dag waarop u uitgenooi word om terug te staan van u aktiwiteite en u arbeid en eenvoudig die dag saam met God te geniet. Maar meer as dit is 'n dag waarop ons herinner word dat die lewe meer is as net werk. Dit is nie 'n dag van moets en moenies nie. Dit is 'n herinnering om tyd saam met jou Skepper deur te bring. Maar hoekom het die bewers dan opgehou werk? Wel, dit is in hulle natuur ingebou. Dit is veel groter as wat ons kan verstaan. Hierdie rotine van die bewers om elke 7de dag te rus, is nie net maar nie net as 'n dag van maar hoekom het die bewers dan opgehou? Bewers om elke 7de dag te rus is nie net by hulle nie, maar ook by baie ander diere, soos byvoorbeeld bye en hoenders sigbaar. Ons kan ook onthou die preek of die oggendprogram wat Jaco gedoen het oor die os wat nie op Sabbat gewerk het nie. Wie is nie al ook in die oggend deur 'n hoenderhaan wakker gekraai nie? 2 uur, 4 uur en 6 uur in die oggend. En jy kan maar gaan kyk. 'n Haan wat sy sout werd is klokslagreg. Hulle reageer op dieselfde ritme van tyd wat God in die skepping ingebou het, toe hy op die 7de dag gerus het. Hierdie rus op die Sabbat is universeel. Dit strek verder as menslike begrip, verder as kulturele of godsdienstige tradisies, en is selfs verder as instink by diere. Dit is asof die hele natuur stilhou en erken dat hy God is. Het jy al ooit gewonder hoekom jy op sekere tye van die dag honger word, of uit gewoonte vroeg wakker word op 'n vakansiedag? Ma's met babas, en ek sien hier is 'n paar babas, dat babas soms soos klokslag 6 uur elke oggend wakker word om 'n bottel te drink, of elke 2 ure wakker word. Dit is 'n ritme. Hierdie ritmes of tussenposes staan bekend as sirkadiese ritmes. Dit is 'n 24 uur siklus van ritmes wat herhaal word. Ons kry ook weeklikse ritmes soos vir bewers en mense wat gereeld die Sabbat hou. Vrydag aand, as die son sak, dan raak ons moeg. Hoekom? Dit staan bekend as sefaliese ritmes. Wetenskaplik is dit waargeneem dat die menslike biologiese stelsel ook hierdie 7de dag ritmes of siklusse volg. Die afskeiding van melatonien
hormoon wat slaap reguleer, bereik hoogtepunte op Saterdag. Seker hoekom mense soms so moeg word hier in die kerk. Dit is asof die liggaam ontwerp is om hierdie goddelike ritme van rus te volg. Wyle leraar Andries Ackerman het eenmal in een van sy preke gepreek oor donkies, en ek kan die preek baie goed onthou. Die donkies het onder in die grond gewerk in mynskagte, en die donkies het nooit baie oud geword nie. Hulle het heeldag en heelnag onder in die grond gebly. Hulle het 12 uur skofte gewerk, 7 dae aan mekaar. Die arme diere het nooit daglig gesien nie. En skielik het die donkies begin vrek. En hulle moes met 'n lokale boer reël om sy donkies te gebruik. Die boer het egter net een voorwaarde gehad. Sy donkies werk nie soos molle onder die grond nie. En hulle sal elke Sabbat of na elke skof moet hulle opkom boontoe. En op elke Sabbat gaan sy donkies nie werk nie. Hulle gaan op kraal staan en die tyd daar deurbring. Nie net het sy donkie sterk gebly nie, maar hulle het ook nie siek geword nie. Hulle het ook baie langer geleef. En dit is ook iets interessant van mense wat die Sabbat hou. Hoeveel ouer mense word wat rus op 'n Sabbat. Sê dit vir ons iets? Levitikus 23 vers 3 spreek God met Moses en hy sê vir hulle, 6 dae lank kan werk gedoen word, maar op die 7de dag is dit 'n dag van volkome rus, 'n heilige vierdag. Geen werk mag julle doen nie. Dit is die Sabbat van die Here. Nie van my of van jou nie. Nie van Jode of nie Jode nie. Nie van Israeliete of nie Israeliete nie. Dit is 'n Sabbat van die Here. Dit is God se rusdag. Markus 2 vers 27 sê dit vir ons duidelik. En Jesus sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie. Ons lees dieselfde in Jesegiel 20 vers 11 en 12. En ek het hierdie vers later bygesit, dis hoekom hy nie op my papier is nie. Ons lees hierso in Jesegiel 20 vers 11, en ek het hulle my insettinge gegee en my verordeninge aan hulle bekend gemaak, wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe. Daarby het ek ook my Sabbatte aan hulle gegee, om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet, dat dit ek, die Here is, wat hulle heilig. Die lied gaan voort. Vergeet om te vergeet, dan onthou om te hou. So wat moet ons onthou? Hoekom onthou mense nie meer om die Sabbat te hou nie? Soos wat dit vir ons in Eksodus 20 opgeteken staan. As ons kyk na die 10 gebooie wat deur God aan Moses gegee is en wat hy met sy eie vingers self geskryf het, is dit duidelik dat hy wil hê ons moet die wet en die 10 gebooie hou en dit gehoorsaam. Nêrens in die 4 evangelies sien ons dat enigeen van die disippels sê dat die Here die Sabbat verander het om in te pas by sy opstanding nie. Na sy kruisiging of enige ander tyd nie. Dit is 'n heilige rusdag wat gevier moet word. En hy sê ook, hy kom om die wet te vervul, nie om dit tot niet te maak nie. Al die disippels self het vir hulle geloof gesterf. Ons het dit vanoggend in die les ook gehoor van Paulus en al die dinge wat hy deurgegaan het. Jesus en sy disippels het die Sabbat onderhou. Een van die baie teksverse is Lukas 4 vers 16
En Jesus het opgestaan in die sinagoge en gespreek. En in Handelinge 17 vers 2 lees ons van Paulus, wat vir 3 sabbate lank in die sinagoge gepreek het. Die eerste Christene het ook op Sabbat vergader. En selfs ook na Jesus se hemelvaart het hulle dit gedoen. In Handelinge 13 vers 42 en 44 lees ons hierdie boodskap. Kom ons lees saam. Dis op die skerm. En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. En toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Joodgenote Paulus en Barnabas gevolg. Die het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in genade van God te bly. En op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woorde van God te hoor. So waar kom Sondagaanbidding dan vandaan? Die verskywing van Sabbat na Sondag het in die 4de eeu na Christus plaasgevind, veral onder die leiding van Konstantyn, wat die nuwe wette afgekondig het, in 321 na Christus. Konstantyn het 'n wet afgevaardig wat die eerste dag van die week, Sondag, as 'n rusdag van aanbidding verklaar het. Hy het dit ook gedoen om die Christendom en die heidense sonaanbidding te versoen, aangesien Sondag reeds 'n belangrike dag van die week was vir die aanbidding van die songod Sol Invictus, het hy die 2 dae saam verbind. Die wet het bepaal dat alle werk op Sondag gestaak moet word, op die eerbiedwaardige dag van die son en die opstanding van Jesus. Na Konstantyn het die Katolieke Kerk self die Sondagviering verder gevestig en dit as 'n amptelike dag van rus ingestel. Stadig maar seker is Sabbatviering geleidelik vervang en selfs ontmoedig in die kerkkulture. En stadig maar seker het mense begin om te vergeet en nie meer onthou wat God self vir ons gegee het nie. Die laaste gedeelte van die boodskap gaan oor ek is baie lief vir jou. In Johannes 21 vers 15 tot 17 lees ons die verhaal van Jesus wat met Petrus praat. En ek wil net vir julle 'n kort agtergrond gee van wat gebeur het. Na die hemelvaart kom Jesus by sy disippels en dit was een oggend in die bovertrek na ontbyt. En hy het 'n gesprek met Petrus. U sal onthou, Petrus het Jesus 3 maal verloon en sy selfvertroue was baie laag gewees. En hy het baie sleg gevoel oor wat hy gedoen het. En Jesus wil sy menswees herstel. Daarom vra hy vir Petrus 3 maal, Petrus, het jy my lief? En ook, Petrus, het jy my meer lief as al die ander hier? Wat sal jou antwoord gewees het? Jesus wil vanmôre vir elkeen van ons vra, het jy my lief? Het jy my meer lief as al die ander hier? As jou antwoord ja is, wil ek graag die volgende verse met julle deel. En hierdie verse beklemtoon dat die liefde vir hom nie net 'n emosie is nie, maar 'n bewys van jou gehoorsaamheid aan hom en verg 'n aksie van jou kant af. Johannes 14 vers 15. As jy my liefhet, bewaar my gebooie.
Een van die mooiste teksverse in die Bybel is sekerlik Johannes 14 vers 21. Wie my gebooie het en hulle bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Die volgende vers is maklik om te memoriseer. 1 Johannes 2 vers 3 tot 4. En hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, insluitend in die 4de gebod, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Ook 2 Johannes 1 vers 6 sê, en dit is die liefde dat ons wandel volgens die gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel, van die begin af, van die begin van tyd af, wat ons nou gesien het, van Genesis 2 af, van Adam en Eva af. Jesus sê, as jy my lief het, hou op om een van die 10 gebooie uit te skop, vir die gehoorsaamheid aan Konstantin en sy sonaanbidding. Hoe lief het ons werklik vir die Here? 70%, 80%, 90%? Ek is jammer, die slaagsyfer is 100%. Jy moet hom 100% lief hê. En Chantel het dit vanoggend in die program so mooi gesê. Die toets is die onderhouding van die 10 gebooie. 10 eenvoudige reëls wat jy aan moet voldoen. Hy sê vir ons in Matteus, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, waar jou liefde vandaan kom, met jou hele siel, jou Christelikheid, jou wese, en met jou hele verstand. Jy moet dink oor dit. Verlede jaar is daar 'n bekende persoon oorlede, sy naam is Charlie Kirk, hy is in September oorlede. En hy het begin om die Sabbat te hou, en hy het dit baie goed reg gekry, om dit ook oor te dra aan mense. En hy het gesê, jy kan nie die 10 gebooie hou, as jy die 4de Sabbatgebod uithaal nie. En as jy die gebod onderhou, dan kan jy die 9 ander gebooie baie makliker onderhou. In een van sy onderhoude het hy die volgende gesê, when you keep the Sabbath, you spend more time with your family, and as a result, you are better able to honor your mother and your father. Spending more time with your family reduces things such as coveting your neighbor's wife. If you believe, and hierdie is baie belangrik, if you believe that God created the heavens and earth as laid out in Genesis, then you must accept that the Sabbath, which was part of creation, came long before various other laws, and hence should be kept, as God instructed this. Hy het ook gesê, dat jy praktiese voordele kan kry, as jy die Sabbat hou. It reduces anxiety and depression. It encourages family bonding time. It creates space for worship, prayer, and rest. It helps people disconnect from the world and reconnect with God. Ons het vandag begin deur te blaai na die eerste bladsy van jou Bybel. Ek wil jou nou nooi om te blaai na die laaste bladsy van jou Bybel. Openbaring 22 vers 11 tot 14. Of jy kan volg hier op die bord. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werke
sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin, Genesis en einde, Openbaring, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte van die stad. Aan die einde van tyd gaan daar net 2 groepe mense wees. Die wat die gebooie bewaar en die wat dit nie doen nie. Die wat die teken van Jesus het en die wat die merkteken van die dier het. Dit is vanmôre jou eie keuse wat jy gaan doen. Die gebooie is nie 'n las nie, maar 'n weg tot redding en oorwinning in vrede. Jesus wil vanmôre vir elkeen van julle sê, onthou, ek is baie lief vir jou. Vergeet nie om ook baie lief te wees vir my nie. Amen. Here, kom neem weg die ou vodde hart van ons en gee vir ons 'n nuwe hart, 'n rein hart, Here, 'n hart wat U wil dien. Here, ek wil spesiaal bid vir ons vir hierdie nuwe jaar. Here, ons weet, as ons terugkyk oor die jaar wat verby is, dan weet ons hoe U ons gelei het, Here. En ons sien waar daar net een ry spore was, en dit is waar U ons gedra het. Here, ons weet dan, in hierdie jaar wat voor lê, gaan U ons ook weer dra, Here. En U gaan ons lei op ons pad. Wees dan vanmiddag met elkeen van ons gemeentelede, Here, die wat nog op pad is terug, en die wat hier is, Here, dat ons in hierdie jaar 'n nouer pad met U sal stap, Here. 'n Pad wat U wil hê ons moet loop, sodat ons kan gereed wees, wanneer U gaan kom op die wolke. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.